was 18, 19 jaar betrokke by satanisme en ek was gebore in satanisme in. Dit beteken dat ek familie gehad het wat betrokke was by satanisme en vandat ek 'n klein dogtertjie is, was ek betrokke by sataniese rituele, baie experiences gehad in die geesteswêreld. Nou satanisme is 'n baie pynlike omgewing. Baie mense sê ouetjies word sataniste want hulle is agter krag aan, maar ek probeer 'n bietjie om daarvan te verskil want die hoeveelheid power of die hoeveelheid krag wat in satanisme is, sak. Dis regtig nie so glamorous as wat mense dink dit is nie. En ek het meer ervaar dat God was nie daar vir my gewees toe ek seer gekry het nie, want in satanisme gebeur daar soveel goed wat mense seer maak. Satanisme is 'n geloof wat probeer om so ver as wat hulle kan Christendom seer te maak of ek wil amper sê 'n mockery daarvan te maak. Nou as ek dit sê, dan bedoel ek as God sê bloed is belangrik, dan het toe ek nog 'n satanis was, moes ons soveel as moontlik bloed gebruik in ons sataniese rituele. En as God sê dat hy lief is vir kindertjies, dan moes ons kinders seermaak. As God sê, en as ek van God praat, dan praat ek van the God of the Christians, as hy sê dat verbond vir hom belangrik is, dan het die duiwel probeer, of sy desire vir ons as sataniste was, om soveel as moontlik verbond met ons te skep. So ek het in 'n wêreld groot geword waar bloed, demone, powers, principalities, enigiets waarna jy kan dink wat van die fisiese wêreld is en van die geesteswêreld is, waar dit so deel was van my bestaan. Die hoeveelheid seks, het maak 'n mens siek. En ek het baie vroeë herinneringe van lelike seksuele dinge wat met my gebeur. So hier word ek groot in satanisme, ek's verward, ek het seer, maar tog het ek nie hoop nie, want in satanisme is daar nie hoop nie. Ek wil doodgaan. Ek het gesny, ek was basies self-destructive. Alles rondom satanisme was donker en swaar. Maar wat vir my moeilik was dat iemand wat ek veronderstel was om te vertrou, was 'n man wat 'n dual purpose gehad het in satanisme. Dit beteken dat hy ons sataniese hoofpriester was en hy was die predikant van ons Christelike kerk. Nou as ek sê hy was 'n predikant van 'n Christelike kerk, dan sit ek dit in aanhalingstekens, want hy was nie so awesome gewees nie, omdat hy ook 'n satanis was. So daar was my confusion baie, en my vrae rondom wie's God en waar is hy? En as hierdie God van die Christene dan so wonderlik is soos wat hulle uitmaak hy is, waarom word ek nie gered van die seer nie? Waarom vat hy dit nie weg nie? Waarom word my trauma nie minder nie? En ek onthou een spesifieke tyd toe ek omtrent 15 of 16 jaar oud was ek betrokke by 'n bloedritueel. En hierdie bloedritueel het vereis dat ons aborsies gedoen het. En ek was nie die enigste een wat daai aand deelgeneem het aan hierdie ritueel nie. En ek vertel graag hierdie storie, want dit was my eerste ervaring van hierdie God van die Christene. En dit is waar ek op 'n sataniese altaar gelê het. Ek was omring gewees deur the most evil beings, representatives on earth, in the spiritual realm. En daar lê ek, en ek het baie koud gekry, en ek was besig met hierdie bloedoffer, en skielik, in my moedeloosheid, want ek het nie meer 'n lewe gehad nie, ek het nie meer enigiets gehad om voort te lewe nie. In my moedeloosheid roep ek uit na hierdie God toe, maar in my kop, dit was nie soos, ek kom eers om my sonde te bely en dan roep ek uit na hom nie. Maar in daai omgewing, waar dinge so negatief is, en waar al hierdie geestelike beweging is, en where all these representatives of hell are gathering, daar lê ek, en ek roep uit na hierdie God toe. En ek het hom nie by baie name genoem nie, ek het net gesê, God help my. Ek het myself ook nie eens voorgestel nie, net God help my. In die volgende oomblik antwoord hy my, en hy praat met my in my gees, en hy sê vir my, Adele, if I loved you enough to die for you, trust me with your life. En daar het ek vir die eerste keer in my lewe 'n sprankel van hoop gehad. En dit was nie baie lank daarna voordat ek actually my hart vir die Here gegee het nie, maar my omstandighede het nie verander nie. Die coven waarin ek was, het my nie skielik uitgegooi, want hulle weet ek het vir hierdie God gebid nie. Ek het nog steeds dieselfde omstandighede gehad, ons was nog steeds besig met die sataniese ritueel, en ek moes nog steeds of 'n gedeelte van myself offer daai aand. Maar ek het hoop gehad vir die eerste keer in my lewe.
En daar was soveel dood wat om my was en ek het so na lewe gesmag, maar lewe was nie my portion nie. Dit was nie deel van my nie. Dit was asof alles net opgekrop het en asof ek oorweldig was en toegedraai was in 'n swart kombers. And it hovered above me. Dit was te veel. My gees kon later nie meer al die seer absorbeer nie. Ek was in 'n moeilike plek. En wat so hartseer is, daar's soveel ander mense wat saam met my op daai moeilike plek was, wat dinge as negatief ervaar het. En ek was behalwe vir daai experience op daai sataniese altaar, wat as ek vandag terugkyk so awesome was, want God word nie geïntimideer deur die duisternis nie. Daarom kon hy daai aand opgedaag het waar ek hom nodig gehad het en waar ek uitgeroep het na hom toe, kon hy daar opdaag. So dit was my baie special geweest as ek nou terugdink, maar op daai oomblik was hoop die enigste ding wat ek daai aand uit daai gebeurtenis uitgekry het. En die vyand was so destructief geweest en hy het vir my leuns vertel. Ek het geglo dat met elke bloedoffer ek sterker sal wees. Ek het geglo dat met elke ritueel wat ek bring, en dis amper soos every time I glorify Satan, I will get something in return. Maar nou dat ek terugkyk, weet ek het niks gegain nie. Dit was net destructive. Ek kan nie onthou hoeveel keer dat ek probeer selfmoord pleeg nie. Ek het myself opgekerf, opgesny, ek het pille gedrink, maar op 'n stadium het ek blades gesluk, net omdat ek so desperaatheid gehad het om dood te gaan, om net nie meer te lewe nie. Alles was vir my te veel. Die seksuele misbruik veral is iets wat mens sien dit in flieks en mens lees daarvan in die koerant of maar dit is so intens dat geen woorde, geen verklaring, geen verduideliking is genoeg om die intensiteit van daai abuse wat 'n mens kry as jy die duiwel dien, om dit te beskryf nie. Dis seer, dis moeilik. Dit laat jou verstik. Dit is asof duisternis en demone mens laat wurg. Laat wurg dat jy nie asem kry nie en daar's later niks meer in jou oor nie. Jy raak empty. Geen hoop nie. En as ek nou terugdink en ek sien wat daar met my gebeur het, dan is dit asof ek die hele prentjie sien, maar toe ek daar was, het ek net my pyn gesien, net my seer gesien, en dit het gemaak dat ek later so dood was in myself. The amount of self-sacrifice is te veel, want hy vra oor en oor dat jy jouself gee. Dis nie van, jy bring iets na hom toe as 'n offer nie, you have to give of yourself. Later is jy gedrein, later is jy empty, en jy ken jouself nie meer nie. So in satanisme het ek myself totaal en al verloor. Ek het 'n intieme verhouding gehad met die vyand, met die duiwel, met Satan, Lucifer, met elke demoon, kon met hulle praat, ruik, hulle sien, intimacy hê met hulle, en dit was my dood. Dit het gemaak dat ek so smag na die dood, dat ek het gedink, niks sal my daar uit kan haal nie. Wel, my bekering het eintlik op 'n baie snaakse manier gebeur. Die Sataniese Kerk het vir my opdrag gegee om 'n baie prominente prediker in die land, sy naam is Mark Bredenkamp, te vermoor. Die idee was dat daar bloedvloeiing moet wees, en ons sou dit sou dan 'n bloedoffer of 'n blood sacrifice gewees het aan die vyand. En die rede hoekom ons hom so graag wou dood hê, is omdat sy naam basies op elke hitlist in elke Sataniese kerk en coven is, omdat hy so 'n groot bedreiging is vir die Sataniese kerk. Hierdie man het boldness en courage, en hy's basically fearless, en hy sou baie keer mense uit die okkulte uithaal, uit satanisme uithaal, en hulle help tot hulle okay is en gesond is. En daarom het die Sataniese kerk niks van hom gehou nie. Nou, toe word ek opdrag gegee om hom dood te maak, en dit was 'n Sondag aand in 1995, en ek moet hierdie man vermoor, en ek gaan na hierdie kerk toe waar hy veronderstel is om te preek, en ek hardloop na hom toe, ek wil hom steek met 'n mes, en ek kan dit net glad nie doen nie. Dit was baie moeilik geweest. Hy het baie protection gehad in die spiritual realm, en uit moedeloosheid stap ek buite toe, en ek praat met die geeste in die lig, en ons het 'n vinnige vergadering, en ons besluit toe dat ons sal eerder sy kind ontvoer en sy kind offer, 'n blood sacrifice met sy kind doen. En ek het na sy kind toe gestap daai aand, en ek het hom gevra om saam met my te kom, en sy kind het net na my toe saam met my gestap, en op daai stadium was hierdie seentjie omtrent 8 of 9 jaar oud,
En ek het hom in 'n klein kamertjie toegemaak en ek het hierdie dagger bo hom gehou en ek wou hom net gesteek het sodat daar bloed kan vloei, sodat ek hierdie offer kan bring. En ons het omtrent vir 4,5 ure so gestaan in hierdie klein vertrek. En ek kon vir 4,5 ure kon ek nie hierdie dagger laat sak nie. Ek kon glad nie hierdie kind seermaak nie, alhoewel hy voor my gestaan het en alhoewel hy baie kleiner was as ek. En deur hierdie hele proses wat ek hierdie kind vashou, dat ek hierdie kind voor my het, dat ek hom wil steek met hierdie mes, sê hy heeltyd die wapenrusting op. Nou dit kom uit Efesiërs 6 uit. En ek sukkel, ek is asof ek nie kan deurbreek nie. En geen van my power demons of spiritual forces is daar om my te help nie. Na hierdie 4,5 uur het 'n paar mense ons gekry en ek wou nog steeds nie hierdie kind laat gaan nie, want die ultimate purpose was om hierdie bloedoffer te bring. En eventually het sy pa Mark Bredenkamp daar aangekom en ek wou negotiate want ek wou nie die kind laat gaan nie, maar ek moes 'n offer bring en ek het besef dat as hierdie kind se pa naby is, kan ek eerder die pa vat en hom as 'n bloedoffer gebruik en dan kan die kind dan weggeloop. Jy weet, so dit was vir my belangrik om net hierdie offer te bring. En toe ek wil negotiate, toe stap Mark in die vertrek in en hy sê God does not negotiate with the devil. En hy het na my toe gestap en hy het die dagger weggegooi, een kant toe gegooi en hy was fearless and courageous en hy het nie omgegee wat gebeur. Al wat vir hom belangrik was dat God negotiate nie en hy moet sy kind terugkry. En hy het sy kind uit die vertrek uitgestuur en ek was powerless op daai stadium. Elke power demon en spirit guide wat ek ooit gedink het ek het, wat my beloof het dat hulle altyd by my gaan wees. En hulle sou my gehelp het met hierdie offer. Hulle was nie daar nie. Ek was basies kaal daar. Toe geestelik was ek kaal and transparent and naked. I was stripped down of all authority that I thought I had. And hierdie man stap soontoe en hy vat die dagger en hy stuur sy kind uit en hy sê vir my, how dare you come against a child of a servant of God? En omdat ek so stripped was of all authority, het ek nie geweet wat om te sê nie. Dit is vir my gevoel asof ek deur my eie oë na 'n fliek kyk wat voor my afspeel. En ek was gekonfronteer daai aand met die krag van God wat net totally huge is. En toe hy klaar my gekonfronteer het op 'n spiritual level, toe stap hy nader en hy sit sy arms om my en hy gee vir my 'n hug en hy sê vir my, ek is lief vir jou met die liefde van Jesus. En ek het gedink die krag van God waarmee ek nou net gekonfronteer was the most powerful thing wat ek al ooit in my lewe experience het. Maar toe daai man my in sy arms vat en hy sê vir my, hy is lief vir my, toe weet ek dat daar 'n force greater as power is. Want dit het gemaak dat ek nie wou terugfight nie. Ek het swak gevoel. Geen powers, niks kon my help nie. Ek het geweet dat op daai stadium was ek gekonfronteer met 'n krag wat groter was as wat ek ooit in my wildste drome kon experience. En hy het vir my gesê ek moet huis toe gaan en ek het huis toe gegaan en ek het probeer slaap, maar ek kon nie slaap nie. Dit was my verskriklike aand. En natuurlik, die sataniese sel waaruit ek gekom het my getorture omdat ek nie kon gehoorsaam wees nie, omdat ek nie kon nog 'n offer bring nie, want alles het net oor offers gegaan en ek moet nog gee en ek moet nog vir myself gee en ek moet gee ten spyte van wie ek is. Dit was verskriklik moeilik. So I was stripped down of everything. En daardie aand terwyl ek in my bed lê en probeer om te slaap en terwyl ek spiritually getorture word, want onthou dat satanisme is nie 'n physical religion nie, it's a spiritual thing. Het ek besluit, hierdie krag waarmee ek gekonfronteer was daardie aand, ek wil 'n Christen wees. Ek het daai aand besluit dat ek wil hierdie God ken wat mag het oor alle demone, alle kragte, alle magte. Ek wil hierdie God ken wat nie omgee om in 'n sataniese ritueel in te stap en met 'n meisie te praat wat besig is om, as ek dit so kan stel, to mock God to his face. Hy was nie te insecure nie. Hy het genoeg in homself geglo en van homself geweet en hy in sy liefde en sy genade het hy daai aand in 'n sataniese ritueel met my gepraat, maar daai dag toe ek gekonfronteer word deur Mark Bredenkamp nadat ek sy seun gekidnap het, daai konfrontasie, daai krag, dit was fenomenaal en ek wou dit gehad het. Dit was nie vir my leeg nie. Dit was ook nie net krag nie. Dit was liefde.
En daai krag saam met liefde was 'n dodelike kombinasie, dood vir spiritual forces, maar dit was lewe vir iemand soos ek wat in daai situasie was, wat altyd moes curse, altyd moes gee, altyd moes bloed gee, altyd moes rituele doen, stap vir stap om myself te bewys. Ek kon dit nie meer doen nie. Ek kon nie meer deel wees van death nie. Ek was gekonfronteer met die krag van 'n lewendige God en dit is wat ek my hele lewe lank wou gehad het. Toe ek besluit het om my hart vir die Here te gee, was dit op voorwaarde. Die voorwaarde was dat ek 'n lewendige verhouding met hom het, soos wat ek 'n lewendige verhouding met die vyand gehad het. Soos wat ek hulle kon sien en experience en intimiteit met hulle gehad het, so wou ek intimiteit met hierdie God gehad het. Nou, om as 'n satanis groot te word, was confusing, dit was seer, dit was al hierdie slegte goed wat ek verduidelik het, min voordele, maar daar's 'n voordeel gewees om die duiwel te dien, en dit was dat ek die Bybel baie goed geken het. Maar toe ek 'n Christen word, het ek besluit dat ek wil nie net gaan op die kennis wat ek van die Bybel af het nie, want ek het dit geleer by my pa, en dit was the father of lies. Die duiwel was die father of lies gewees. En ek kon nie skrif net gebruik uit my kopkennis uit nie. Ek wou God leer ken, nie op grond van dit wat in die Bybel staan nie, alhoewel dit belangrik is en was, wou ek hom as God leer ken. Ek wou nie net kerk toe gaan elke Sondag, ek wou nie net 'n Christen wees nie. Ek wou 'n lewendige verhouding met God gehad het. Nou, om fisies uit satanisme uit te breek, was makliker as om geestelik uit satanisme uit te kom. Die aanvalle was verskriklik erg. Op 'n stadium het ek van dorp na dorp gegaan net om weg te kom van die fisiese goeters af, maar die geestelike goeters het my gehond. So dit het 'n ruk gevat voordat ek heeltemal uit satanisme uit kon losbreek. En dit was 'n hele journey waarop God my gevat het. En tydens hierdie journey het ek besef dat selfs al gaan ek vir berading is goed en is belangrik, maar berading vat 'n mens net so ver. En ek het vir God gesê dat ek hom op 'n dieper level wil ken, as net op dit wat die Bybel my leer, of dit wat ek hoor op Sondag, of dit wat mense preek. En ek het besluit om hom meer te ervaar. En ek het 'n desire gehad om hom beter te leer ken. En ek sou in my kamer ingaan en op my mat lê, en ek het vir God gesê, ek weier om nie op te staan nie voordat ek jou ervaar het nie. Dit was my belangrik om hom baie goed te leer ken, en ek kon hom nie altyd, daar's nie altyd tyd in die kerk, as mens kerk hou, om God beter te leer ken nie. En dan het ek op my aangesig gelê, en ek het net 'n hart gehad, 'n desire gehad vir sy teenwoordigheid. En ek onthou, toe ek 'n satanis was, het ons mense aangeval, wat 'n bedreiging was vir die koninkryk van die vyand. En ek wou, na my bekering, wou ek 'n bedreiging gewees het vir die koninkryk van die vyand. En dit was vir my belangrik geweest om ander mense daar uit daai confusion en daai pyn en daai fear en hopeloosheid, om mense daar uit te haal. Ek het geweet dit was moontlik geweest. En ek het 'n lang journey saam met God gestap, omtrent 20 jaar wat ek net moes leer en experience en meer van God af weet en om sy aangesig te soek. En ek het geweet dat een van die belangrikste wapens wat ek as kind van God kan hê, is om te weet wie ek in Christus Jesus is. Dit het vir my die belangrikste geword. En dit het vir my 'n missie geword om ander mense in God se teenwoordigheid in te vat, sodat hulle ook kan vrykom, want daai 5 minute in sy teenwoordigheid beteken meer as 10 of 20 jaar by 'n terapeut. En ek het losgeword hiervan en daarvan. Ek moes ook gaan vir bevryding, ek moes ook gaan vir innerlike genesing en al daai goedjies wat belangrik is om vry te kom, maar ek het gesien hoe God in sy liefde vir my vry maak, stap vir stap vir stap. Later het ek 'n boek geskryf vir al my ervarings, en dit was vir my so awesome geweest om net my storie met mense te deel en vir hulle te sê dat daar is hoop. Vandag as ek kyk na enigiemand anders wat vasgevang is in satanisme, dan ruk my hart, want ek weet wat se verwoesting daar is. Maar ek wil ook 'n baie sterk boodskap vir elke ander Christen stuur, dat ons kan nie mense oortuig met ons mond dat God koning is nie. Daai mense moet 'n ervaring van God hê. En wat is daai ervaring? Ek weet, ek het dit ervaar nadat ek sy krag ervaar het, is sy liefde. Ek wil vir die kerk sê, wees lief vir mense. Love the unlovable. Love the people that you believe less deserve less to be loved. Daai ouens het dit meer nodig as enigiets anders. En vandag weet ek dat ek meer as 'n oorwinnaar is, deur Christus wat my krag gee. Ek het ook geleer dat die bloed van Jesus is the highest currency in the spiritual realm. As God jou vry gekoop het, dan is jy vry.
En vandag weet ek is meer as 'n oorwinnaar en ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee.